vir die klomp wat gedink het, daar gaan iets groots gebeur. Julle wat wag vir tekens, luister nou baie, baie mooi. Want ek, Joe Lawrence van Katoo, is daardie teken waarvoor julle gewag het. Ons vir jou, Suid-Afrika. Laat ons mense maak na ons beeld. En gister, toe sit ons en kyk hoe die boervolk, die dooie boervolk, binne in die Voortrekker monument, soos een man saamsing. En julle sê, julle skaam, julle vir my, nadat ek gekyk het hoe julle, soos 'n klomp zombies, geen gees binne in julle het nie. Het julle gehoor hoe dit klink? Kan julle sien dat daar geen lewende gees binne in julle is nie? Gaan luister, maar en weet dat ons vir julle kyk, sê die gees. En nou, julle wat weer gedink het dat daardie troon, het julle gesien dat die wit kleed bo-op die swart troon gesit het? Het julle dit gesien, boervolk? Het julle gehoor dat hulle weer vir zombie gaan toesluit? Het julle gehoor en gesien wat gebeur het die eerste keer toe Joe Lawrence gepraat het van die swart kleed en die sekel en 5 maande later, toe word zombie toegesluit en sy kinders, die seun van die mens se kinders, word losgelaat. En hulle het omtrent moeilikheid veroorsaak in die land. So wanneer julle, ons vir jou, Suid-Afrika, besef, wanneer julle besef dat in 1838 op die 16de Desember ons alreeds Suid-Afrika uitgekies het om die seun van die mens van Matteus 19 vers 28 op sy heerlike troon te laat sit, soos wat een van ons in Matteus 19 vers 28 geprofeteer het. Maar die ander een van ons het nie geweet van die uur wanneer Joe Lawrence as die seun van die mens op sy troon gaan sit nie. Markus 13 vers 26 tot 32 wys vir jou wie een van ons is. En nou sê julle, daar het niks gebeur nie. Kan julle dan die apostels op die trone in die hemel sien? Wat Matteus 19 vers 28 voorstel het? Is julle gereed vir die tweede zombie vlaagie wat kom? Soek julle die gees, dat ek